Ek wil graag vir jou vir die jaar wat kom vrede en vreugde toewens. Ek dink almal van ons wil graag vrede en vreugde hê. Maar daar kom 'n derde ding by. En dis fokus. Want ek dink ons vrede en ons vreugde hang baie saam met die vraag of ons fokus, waarop ons fokus en of ons fokus kan volhou. Daarom gaan ek saam met julle kyk na wat Paulus in Filippense 4 sê oor vrede en oor vreugde, maar veral oor fokus ook. So kom ons lees Filippense 4 van vers 4 af. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deug of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou aan om dit te doen, en die God van vrede sal met julle wees. Ek dink een van die belangrikste dinge as 'n mens vreugde wil hê, is die vraag, waarin soek jy jou vreugde? Nou, die kultuur waarin ons lewe, het 'n eenvoudige antwoord daarop. Jy soek jou vreugde in die een of ander vorm van vermaak. En daar is niks verkeerd mee op sigself nie. Het is mos lekker om vermaak te word, om 'n storie te kyk wat jou laat lag, om boek te lees wat 'n bietjie jou gedagtes wegvat, om die een of ander ding te doen wat vir jou vermaak, wat in 'n sekere sin dan jou aandag wegvat van die wêreld af, en wat dan van hoe dinge is, en wat vir jou lekker is om te doen. En baie keer dink ons maar vreugde lê daarin. Maar die vreugde wat 'n mens deur vermaak kry, is die vreugde van 'n oomblik. Jy kry dit, jy geniet dit, maar daarna is jy nog maar steeds dieselfde mense, en die wêreld is nog maar steeds dieselfde plek. En baie keer kan 'n mens nogal na so 'n lekker stuk vermaak hard afkom aarde toe, nou ja, dan gaan soek jy maar na die volgende stuk vermaak. En die groot probleem daarmee is dat dit op die ou end maak dat ons fokus in die lewe verloor. Want daar is so baie dinge wat jou kan vermaak. En as jy eers begin, dan gaan jy hiernatoe en jy gaan daarnatoe en jy kry later daai vrees dat jy dalk iets gaan misloop en jy soek jou vreugde hier, jy soek jou vreugde daar en jy is, soos die Engelse sê, all over the place, maar jou lewe het nie fokus meer nie. Paulus sê, verbly julle in die Here. Wees bly in die Here. En dan, as hy dit sê, dan sê hy nie net in wie ons vreugde vind nie, maar hy sê ook dat ons moet fokus op daardie vreugde. Dat ons te midde van al die vermaake, al die vreugdes wat daar in die lewe is, wat ons maar mag geniet, moet besef maar ons enigste blywende vreugde is die vreugde in die Here. Is om bly te wees oor wie God is, om bly te wees oor wat God gedoen het, wat God besig is om te doen, wat God beloof om te doen, om vreugde te vind in my verhouding met God, om te weet maar, God het my onvoorwaardelik lief. God het sy seun vir my gegee. My sondes is vergewe. Ek is aangeneem om God se kind te wees. Ek het 'n toekoms saam met God. En God hou sy beloftes in my lewe. En om regtig vreugde te vind in wie God is, en wat God doen, en wat God besig is om te doen, en wat God gaan doen. Nou dit vra van my 'n spesifieke keuse. Hierdie vreugde is nie soseer 'n emosie nie, dis amper meer 'n praktyk. Dis iets wat ek beoefen. Dis wat ons doen wanneer ons 'n loflied sing. Wanneer ons in die kerk kom en ons loof die Here en ons prys hom, maak nie saak hoe die wêreld lyk nie, maak nie saak wat verkeerd is in die wêreld nie. Ons sê in hierdie oomblik kies ons om ons vreugde in die Here te vind. Maar om dit te doen weer, vra fokus. Want dit help nie, ek staan en sing prys die Heer met blye galme, en intussen hardloop my kop tussen al die slegte nuus en alles wat verkeerd is en alles wat my bekommer en alles wat my bedruk nie. Ek moet regtig kan fokus om vreugde te vind in die Here. En hoe meer ek daardie fokus kan volhou en weet wat dit is om elke dag, al is dit net deur 'n lysie te maak van dit waarvoor ek dankbaar is, al is dit net om in my gedagtes vir elke goeie ding wat ek sien te sê, Here, dankie hiervoor, om daai vreugde te beoefen, om dit te deel met ander mense, om
jou lewe in 'n viering van God se goedheid te omskep, om daarop te fokus. Om dit vol te hou, is die geheim van 'n blywende lewensvreugde. 'n Vreugde wat staan teenoor alle vermaak. En ek wil weer sê, nie dat vermaak verkeerd is nie, maar wat dieper gaan as vermaak, wat blywender as vermaak, en wat ook, wanneer jou geld opraak en jy nie vermaak kan betaal nie, wanneer jou kragte min raak en jy kan nie na plekke gaan waar jy vermaak word nie, bly hierdie onderliggende vreugde, dis daai nogtans vreugde van Habakuk 3. So dis die eerste ding wat ek sê, ons moet 'n fokus hê, wat fokus op vreugde in die Here, eerder as die verstrooiing van vermaak. Die tweede ding wat Paulus sê is, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. En ek sou dit so wil stel, dat die vriendelikheid wat ons moet bewys, staan teenoor die neiging tot vervreemding, om mense as vreemdelinge te sien en hulle as vreemdelinge te hanteer. Dit gebeur so maklik. Ek meen, die meeste mense is vir ons vreemd, en baie keer wil ons mense maar op 'n afstand hou, wil ons maar hê, jy moet nie te veel van my weet nie, en ek wil nie te veel van jou weet nie, en ek wil nie betrokke wees nie, so ek hou jou op 'n afstand. Maar ons kan so maklik ook sommer van mekaar vervreemd raak. Jy dink anders as ek, nou hanteer ek jou asof jy vreemd is, asof jy anders is, asof jy dom of onnoosel of sleg is. Jy doen dinge anders as ek, en dan sê ek, nee, dis nou vir my vreemd. So ons kies baie keer vir vervreemding, maar daardie keuse is 'n reaktiewe keuse. Ons reageer op hoe mense teenoor ons optree. En dit beteken weer 'n soort van 'n verstrooiing, want nou het ek nie 'n fokus in my verhouding met mense nie. As jy goed is vir my, nou ja, dan is ek goed vir jou. As jy sleg is teenoor my, as jy sleg, dan is ek sleg teenoor my. As jy nors is met my, is ek nors teenoor jou. En eintlik het ek nie 'n kern wat my optrede teenoor mense bepaal nie. Maar Paulus sê ons moet teenoor vervreemding kies vir vriendelikheid. En vriendelikheid is dan ook weer 'n bepaalde fokus. 'n Fokus wat sê, dis nie jy en jou houding en jou ingesteldheid en jou standpunt en goed wat bepaal hoe ek teenoor jou optree nie. Daar's iets anders wat my optrede bepaal. Daarom volg Paulus hierdie woorde, wees vriendelik teenoor alle mense, let op alle mense, nie net sommige nie, maar alle mense. Volg hy op met die woorde, die Here is naby. Dat ek weet, die Here is in elke verhouding, hy is naby aan elke verhouding, met wie ook al ek besig is om te praat, met wie ook al my paai kry, die Here is daar, die Here is naby. En my roeping is om daardie vreugde wat ek het in die goedheid van die Here, om dit deur te leef na ander mense. So ek bewys vriendelikheid, en dis eintlik maar om goedheid te bewys, in watter vorm, op watter manier ook al. Die goedheid kan wees deur iets te gee, deur te luister, deur om te gee. Het kan ook wees deur iemand reg te wys, om vir iemand te sê, maar ek dink jy's verkeerd, maar ek wil die goedheid wat ek van God ontvang het, wil ek deurleef na jou. En dis wat vriendelikheid is. En dit is waar my fokus lê, en weer, ek verloor fokus in my lewe. As ek die hele tyd besig is om te reageer op hoe ander mense is, en ek hanteer mense sommer links en regs as vreemdelinge, ek gee my oor aan vervreemding. My lewe verloor fokus, maar as ek fokus op die nabyheid van die Here, die teenwoordigheid van die Here, en ek sê, Here, my een fokus is om die goedheid wat ek beleef van U, wat ek ontvang van U, om dit deur te leef na ander, dan het my lewe fokus. Die derde ding wat Paulus vir ons sê, dink ek, stel vrede teenoor vrese. Hy sê, maak julle sorge bekend. Sorge is die dinge wat ons bekommerd maak, die dinge wat ons bang maak. En dit kan omtrent enige ding wees. Ek kan bang wees vir die goed wat ek in die nuus lees, ek kan bang wees vir tendense wat ek in die wêreld sien, ek kan bang wees vir wat mense aan my kan doen, ek kan bang wees vir my eie swakhede, my eie sondes, dat ek dalk self iets kan aanvang wat die lewe kan omkrap. Ons kan vrese sonder tal hê. Nou Paulus sê nie, ons moet ons vrese ignoreer en maak as ons vrese nie bestaan nie. Hy sê ons moet dit intrek in ons verhouding met God. Ons moet met God daaroor praat. Ons moet God daarmee vertrou. Maak dit bekend aan God. En die vertroue dat God weet wat om daarmee te doen. So jy trek jou sorge in jou verhouding met die Here. Daai verhouding wat bepaal word deur jou vreugde in die Here. En dis direk hierna, nadat hy sê dat ons dit moet doen, dat hy sê dat die vrede van God oor ons harte en gedagtes die wag sal hou in Christus Jesus. En die vrede van God is die wete, maar al kan wat ook al gebeur, ek kan nie my verhouding met God verloor nie. En niemand kan my verhouding met God skade aandoen nie, want Christus het dit reeds reggemaak in sy kruis en in sy opstanding. En niemand kan daai regmaakwerk van God ongedaan maak nie. Niemand kan my uit God se hand ruk nie. Niemand kan my van God vervreem nie.
En daarom het ek vrede in God, maar juist omdat ek ook vrede in God het, weet ek my lewe is in sy hande, en weet ek, die goed waarvoor ek bang is, God is groter as dit. En daai vrede, van weet God is groter as die goed waaroor ek bekommerd en besorg en bang is. Daardie vrede, sê Paulus, bewaar my hart en gedagtes in Christus. Dit maak dat my hart nie op loop sit, dat my gedagtes nie op loop sit nie. Maar dit is dan binne hierdie konteks van die vrede van God wat oor ons hart en gedagtes die wag hou, dat Paulus sê, maar julle moet julle gedagtes rig. Om die vrede van God te hê, moet ek nie fokus op my vrese nie, want my vrese verstrooi my weer, want daar is so baie dinge om voor bang te wees. My vrese jaag my hierdie kant toe en daardie kant toe. Soos Jesus vir Martha gesê het, jy is bekommerd en besorg oor baie dinge en eintlik val jy uit mekaar uit. Die vrede van God vra ook van my om te fokus op God se nabyheid, God se teenwoordigheid in my lewe, op die feit dat my lewe in God se hand is. Dis hoekom Paulus dan vir ons kom sê in vers 8, daarop moet julle gedagtes rig, op alles wat goed is, alles wat waar is, alles wat edel is. Eintlik sê hy, fokus daarop, om die goedheid van God in hierdie wêreld raak te sien. Om te sien hoe God se goedheid nog steeds in sy skepping weerspieël word. Om te sien hoe God se goedheid nog steeds gebeur in hierdie wêreld, ten spyte van al die slegte wat gebeur. Een verklaarder wat ek gesê het, ons moet eintlik in ons gedagtes 'n honger kry na die goeie. 'n honger na die goeie van God, en ons moet 'n honger daarna om dit raak te sien en dit te ervaar in ons wêreld. En daarop moet ons gedagtes fokus. Nou, ons het 'n paar probleme hiermee. Die eerste is dat ons doodeenvoudig sukkel om te fokus. En hoe meer ons ingetrek word in 'n wêreld van verstrooiing en vermaak en vrese en verwarring, hoe meer sukkel ons om te fokus. Dit is eenvoudig 'n bekende feit dat ons as gevolg van die internet en die media en al hierdie goeders, al hoe meer verstrooide mense word. Mense wat ons aandag verstrooid is in 'n klomp goed, en ons sukkel om te fokus om ordentlik te lees, ons sukkel om te fokus om ordentlik te bid, om ordentlik te dink oor goed, want ons koppe en ons harte hardloop in duisende rigtings. So die eerste ding wat moet gebeur is dat ek moet vir myself sê, ek moet keer op keer weer fokus, kies daarop om te fokus, kies teen die verstrooiing. En ek moet kan nee sê met tye vir die goed wat my aandag verstrooi en in alle rigtings trek, en ek moet myself oefen daarom om te fokus. Die tweede is, ek moet die praktyk van fokus volhou. Want as dit nie 'n gereelde praktyk word nie, gaan ek sukkel om te fokus. En die derde ding is, ek moet op die regte goed fokus. Ons kan so maklik 'n honger kry na sensasionele nuus, na slegte nuus, na nuus wat ons skok of wat ons verontwaardig maak of wat ons kwaad maak. Ons kan amper 'n aptyt ontwikkel daarvoor om slegte goed te hoor oor mense en om daai stories met mekaar te deel en om stories van rampe en ellende te deel. Nou, ons moenie hierdie goed ignoreer nie, maar dit moenie ons fokus wees nie, want as ons daarop fokus, vernietig dit ons vrede en ons vreugde in die Here. So ons moet leer om te fokus op die goeie. Om te sê, ja, hierdie goed sien ek alles raak, maar waarop ek wil fokus is op alles wat reg is, alles wat waar is, alles wat goed is. Ek wil fokus op dit waarmee God besig is in die wêreld, dit waarmee God besig is in my lewe, dit wat ek glo God gaan klaarmaak. En hoe meer ek daai fokus behou, hoe meer sal ek my vreugde behou, hoe meer sal ek my vriendelikheid kan behou, hoe meer sal ek my vrede behou. En die God van vrede, sê Paulus, sal met ons wees. So kom ons bid daarvoor. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus jou hart dag vir dag bly maak, sodat jy jou sal verbly in die Here en jou sal fokus op die vreugde wat jy die Here vind. Mag die liefde van God ons Vader jou hart sag maak, sodat jy vriendelik kan wees teenoor alle mense en jou rug kan draai op al die vervreemding wat jou wil uitmekaar trek en wat jou lewe wil laat fokus verloor. Mag die gemeenskap van die Heilige Gees jou altyd verseker daarvan dat jou verhouding met God onverbreekbaar is en dat die vrede van God jou vashou, maak nie saak wat gebeur nie. En mag jy die genade kry om deur die werk van die Gees daarop te fokus. Amen.